Ag Here, ons kom na U toe vanoggend, ons kom na U woord toe. Ons onthou, Here, dat die woord storms, oorlog, vervolging, Here, wat ook al in die laaste 2 eeue oorleef het. En Here, dat dit eintlik maar min of meer soos dit in 325 was, toe Nesia by mekaar was, vandag ook voor ons in ons hande lê. En dankie dat die woord nie net dis nie net 'n boek wat mens graag uitlees soos 'n kook en geniet of 'n selfhelpboek wat vir ons resepte gee vir lekker kos of boereraad te gee vir wanneer ons moet wat dulsies gebruik en wanneer moet ons nou watter raad ook al gebruik. Die Here, dit is 'n liefdesbrief wat U vir ons gestuur het met die hande van soveel verskillende mense wat geskryf het en wat daaraan gewerk het. En dankie dat ons nou kan lees uit 'n stukkie wat geskryf is vir 'n jong kerkleier in Efese. 'n Stukkie wat ons op 'n manier vandag kan probeer oopbreek om iets te verstaan van U hart. Op watter manier U nou vir ons wil sê dat U vir ons liefhet. En ons bid dat U in hierdie oomblikke met ons sal wees. Saam met ons sal wees in Jesus se naam. Amen. Ek voel altyd of ek te swaar is vir hierdie trappe as ek hier opkom. En dit kraak so. Een van die dae dan gaan ons minder kraak hê. Moet vir hom 'n chassis insit, Peer. 1 Timoteus 2, ons het laasweek gelees uit 1 Timoteus 1, van vers 12 tot 17. As jy saam met ons was laasweek, sal jy onthou dat die Here vir ons intens aangespreek het. Hierdie teks is op 'n manier half net so 'n obskure teks soos die verlede week se teks. In die sin dat dit nie iets is, dis iets wat 'n mens oorlees as jy na die teks toe kom. As jy weer jou oë uitvee, dan is jy verby dit. En dan lees jy die belangrike dele wat daarna kom, en jy hou jouself daarmee besig. En op die ouene raak jy nie eers in diepte daaraan nie. En die lekker ding van die Bybel is dat ek weet nou al meer as 30 jaar met die Bybel doenig is. Sondag vir Sondag, aan die begin 2 keer op 'n Sondag, toe ek 'n jong dominee was, het ek 2 keer op 'n Sondag uit die Bybel uitgelees en erediens gelei. In die week uit die Bybel uitlees. Bly die Bybel net op 'n manier soos die geskenk wat bly gee. Die vraag wat ek dink hierdie teks by my wakker gemaak het, is vrae soos: hoe leef mense wat Jesus volg in 'n vyandige wêreld? Hoe leef ons in 'n wêreld waarin die kerk nie meer in die middelpunt van die samelewing is nie? Ons kerkgebou is nog in die middel van die dorp. Al die dorpe in ons land, die kleiner dorpe, het 'n kerkstraat. Selfs Pretoria het 'n kerkstraat wat reg deur die middel van die dorp loop. Maar die kerk as 'n organisasie of as 'n instansie is op die kantlyn van die samelewing. 40, 50 jaar terug het predikante en kerklui op allerlei rade gedien en was dit belangrik om 'n getuigskrif te kry van 'n dominee as jy 'n werk wil hê, vir alle enige dominee, en as jy op die kerkraad gedien het, was dit 'n aanbeveling. Vandag is dit irrelevant. Ek het in die laaste 10 jaar, dink ek, 5 getuigskrifte geskryf. Is dit nie meer nodig nie. Hoe leef volgelinge van Jesus? Miskien meer as dit is, hoe bring ek verandering in 'n vyandige wêreld? In 'n wêreld waar dit nie meer normaal is om oor God te praat of normaal is om met gebed iets te open nie.
En in 'n wêreld waar die opening met gebed en skriflesing baie keer hoflikheidshalwe gedoen word as 'n gebruik, maar sonder dat dit noodwendig op daardie oomblik die aandag kry wat dit behoort te verdien. 'n Dominee word selfs genooi om by plekke te open en maar jy moet maar versigtig wees dat jy nou nie te intens raak nie. Jy moet maar net ietsie moois lees en minderig daaroor sê en dan 'n mooi gebed doen. Wat doen ons om verandering te bewerkstellig? Wend ons tot geweld en stryd in die naam van Jesus? Daar's baie goeie voorbeelde van die kerk wat hom in die verlede tot geweld en stryd gewerp het. In die middel van die middeleeue, die kruistogte, mense uit Wes-Europa oorgetrek Jerusalem toe om die moslems uit Jerusalem uit te gaan verwyder, bloedvergieting, swaard. Vroeger nog, elke biskop het sy eie klein weermag gehad. Een van die dorpe wat ons in was in Duitsland, in Münster, waar die biskop se paleis is. Biskop het 'n paleis gehad. Langs die paleis was die kaserne van sy weermag, sy soldatekorps. In Spanje veral is die wat hulle genoem het die Spaanse Inquisisie, die tyd in die kerk waar kettery uitgewys is, hekse uitgewys is. In Skotland was ek by 'n konferensie waar teen die kus van St Andrews, die golfbaan, die pragtige golfbaan lê hierso voor, en agter die golfbaan is die kraanse waar hekse afgegooi is, vasgebind en afgegooi is in die see in. As hulle verdrink, was hulle hekse. As hulle nie verdrink nie, was hulle nie hekse nie. Maar dan word hulle weer afgegooi, eintlik maar tot hulle verdrink. So ons het as deel van die uitstappies van die konferensie kon ons saam met iemand stap die middag om vir ons te gaan wys hoe die geskiedenis daar afgespeel het. By St Andrews Universiteit op die hoek waar jy ingaan deur die boog, is daar so ronde kenteken op die grond in yster, so gegote kenteken van 'n jong Christenleraar wat daar op daai hoek doodgemaak is omdat hy 'n reformerende pastor was. Af in die straat van John Knox se kerk in St Andrews, klein dorpie in Skotland, staan die murasie van 'n geweldige groot kathedraal, Rooms-Katolieke kathedraal, so op die landeindpunt by die see rondom. Al wat oor is 'n murasie. John Knox het eenoggend sy gemeente so aangevuur in die boodskap dat hulle in die straat af is, reguit af is na die kathedraal toe en dit gaan afbrand het. Daar's genoeg voorbeelde in die geskiedenis van gelowige mense wat hulle tot geweld wend. Genoeg voorbeelde. So if we don't do violence, could we just separate ourselves from the world? As ons nie geweld gebruik, kan ons onsself van die wêreld afsonder. Daar's genoeg voorbeelde daarvan ook. All over Europe, when you walk and travel, you will see monasteries where monks went to separate themselves from the world. Monnike, kloosters, waar mense hulle self van die wêreld afgesluit het, niks met die buitewêreld te doen gehad het nie, en op 'n manier gebid en gelees en gewerk het elke dag. Wonderlike voorbeelde daarvan. So there's enough evidence of that as a way to try and deal with this world that we are living in. Wat tot 'n mindere en 'n meerdere mate dalk suksesvol was of nie suksesvol was. En dan die vraag, is gebed mense wat Jesus volg se superpower? Is dit ons towerkrag waarmee ons die towerstaf van God rondswaai en verandering in die wêreld bring? Is dit gebed? Is dit wat God bedoel het met wat gebed is? Is dit hoe dit werk? Baie mense sê so. Mense wat op die TV praat en mense wat boeke skryf sê gebed is God se towerkrag. As we net Jesus se naam gebruik, dan gebeur towerdinge. In die afgelope week het ons 'n baie slegte ervaring gehad met 'n bekende sanger wat kom sê dat die eindtyd het aangebreek en die wegraaking gaan plaasvind. Ek het probeer om in die familienuus ietsie daaroor te skryf wat 'n vriend van my in Holland, predikant, geskryf het. Mooi kort. Ons eintlik net 2 tekste in die Bybel wat praat oor
iets soos die wegraak kon. Dis eintlik maar 'n buitebybelse idee. En mense was in angs. Mense het onverantwoordelike goed gedoen terwyl hulle gewag het in hierdie week om weggeraap te word. Is dit hoe ons verandering in die wêreld bring? Klompie goeie vrae wat my getref het toe ek hierdie teks lees. So die teks bestaan uit 2 dele. Ek gaan saam met jou nou na die teks kyk met ons vrae wat ons het. Die teks bestaan uit 2 dele. Ek gaan die eerste deel, ek het dit so op die skerm aangebring dat ons dit saam kan lees. Jy kan dit in jou Bybel volg. Jy sal sien in 1 Timoteus 2 staan daar onderrig oor gebed. Dis beteken nie noodwendig 'n hoofie wat die hele teks insluit nie. Onderrig oor gebed. Maar ek het verskillende klere gebruik om net so 'n bietjie jou aandag te vestig. Ek dring daarop aan, jy sal sien, dis in jou Bybel ook so. Ek dring daarop aan is 'n baie sterk Griekse woord wat sê julle moet na my luister. Dring daarop aan. Dit is belangrik dat daar in die eerste plek, jy sal sien daar's nie 'n tweede en 'n derde en 'n vierde plek. So daai vertaling verlei 'n ou bietjie om te dink dat daar nog goed is, maar die woord wat daar gebruik word, protes, is 'n woord wat eintlik sê dis 'n belangrike, dit is eintlik belangrik. So as Paulus hier vir Timoteus skryf, sê hy jy moet na my luister na hierdie verskriklike belangrike ding. Dis ontsettend belangrik. Dis nie die eerste ding, dis ontsettend belangrik. Wat moet daar gedoen word? Wat is so ontsettend belangrik? Dat daar met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word. In die Griekse teks is daar eintlik 4 woorde wat gebruik word. Verskillende woorde. Elke woord het 'n ander nuance. Die eses is eintlik die eerste woord wat in smeking word altyd die eerste 2 woorde vashou. Die eses is 'n Griekse woord vir gebed wat beteken om vir 'n spesifieke behoefte te bid. Vir 'n spesifieke ding. Proseuche, die tweede woord wat daar gebruik word, is 'n algemene woord vir gebed. So in daai eerste woord smeking word daai 2 woorde saamgevat. Vir spesifieke goed moet daar gebid word. Spesifieke goed moet daar gebid word. En dan het hy entuges wat 'n dringende en 'n dapper versoek is. Voorbidding. Ons het hom as voorbidding vertaal. In Grieks klink hy so 'n bietjie vetter as net voorbidding. En ons voorbidding dink ons aan bid vir die manne op die grense en die mense in die hospitale. Dis meer as dit. Dis 'n dringende, dapper gebed. 'n Gebed wat vra met oorgawe. En dan Eucharistia. Jy sal nou die Engelse woord vir die nagmaal, die Eucharist. Eucharistia is dank om te dank. Dankbaarheid uitspreek. Dus wat is belangrik, sê hy? Hy sê wat belangrik is 4 verskillende woorde vir gebed. Om smekend te bid, dringend te bid, vir spesifieke goed te bid, om met voorbidding dapper en dringend te bid en om met danksegging te bid vir blou alle mense. So is belangrik. Luister na my, sê hy vir Timoteus. Jy moet verstaan, hierdie is belangrik. Jy moet in die volle omvang van gebed besig wees om te bid vir alle mense. Vir wie nog? Vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen. Daaroor vir leierskap, regering, dorpsmense en. Hoekom moet ons vir hulle bid? Sodat ons 3 goed, rustige en stil lewe kan lei, in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Dit is eenvoudig. Hoekom bid ons vir ons regering? Sodat ons wat Jesus volg en ander mense vrede kan hê, sodat ons God vrymoedig kan dien en met oorgawe, en sodat ons eerbaar kan wees, sodat ons nie
gedwing word om te dink oor boetes en omkoopgeld en wat jy dit ook al wil noem. 3 goed. Hoekom bid ons vir alle mense? Hoekom is dit so belangrik? Sodat mense, ons mense wat Jesus volg, vir Jesus kan volg. Hoekom is dit belangrik? Hy skil hom so. So is dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser. Dis wat God wil hê. En dan is daar 3 woorde wat ek op die skerm in vet gedruk gesê het, wat wil hê. Dis 'n Griekse uitdrukking, die woorde is tutogar. Dis 'n Griekse uitdrukking wat eintlik sê sodat. Hulle het hom so 'n bietjie vertaal om aan te sluit by die vorige sin. Dis nie verkeerd nie, is net kom ons vat daai dieper betekenis uit. Hoekom is dit vir God goed en aanneemlik volmaaklik dat ons 'n rustige en stil lewe lei en hom toegewy is en dit bid vir ons leiers sodat, en dis die punt, alle mense gered kan word en tot kennis van die waarheid kan kom. So ons is terug by God se sending aan die wêreld. Die Missio Dei. God kom na die wêreld deur sy mense. Deur sy mense. Uitstekend uiteengesit. In die argumente oor is Paulus die skrywer van Timoteus of nie, wat die geleerdes het, is dit een van die argumente, wat is Paulus se styl, so om 'n ding so uiteen te sit. Wat moet ons doen? Met oorgawe bid. Vir wie? Vir alle mense, maar ook spesifiek vir ons regerders en ons die mense wat posisies beklee. Hoekom? Sodat ons die Here kan dien, dat ons in vrede die Here kan dien en in oorgawe kan leef soos ons moet. Waarom is dit belangrik? Want God wil dit so hê. Hoekom wil God dit so hê? Sodat alle mense gered kan word en tot kennis van die waarheid kom. Wat nou baie interessant is van hierdie stukkie teks, is wanneer ons dit verstaan teen die agtergrond van die Romeinse geskiedenis, van daai oomblik, van daai foto waarin hierdie teks geskryf is, ongeveer 60 na Christus, is hierdie teks geskryf. In daai tyd is hy bekend geword. Dit word geskryf teen die agtergrond van die Romeinse verering van die Caesar, van die keiser. In 72 voor Christus is Julius Caesar, wie se foto daar is, hulle het 'n steelfoto van hom geneem terwyl hy 'n toespraak lewer. Is Julius Caesar vermoor deur Brutus, sy adjudant. En dit het geweldige rippelings veroorsaak. Tot op daardie stadium is die Romeinse Ryk geregeer deur 2 proconsuls. En na hierdie tyd het dit 'n keiserverering begin word. Na Julius Caesar dood is hy begin vereer as 'n koning. En teen die tyd dat die Christene begin rondbeweeg het in die strate, moes jy die keiser aanbid. Die vereringskultus het begin groei in Rome en in die Romeinse Ryk. So daar was Romeinse Ryk was eers 'n republiek. Toe word dit 'n keiserlike koninkryk, waar daar een keiser of een heerser is. So dis 'n, kom ons sê dis 'n imperialistiese omgewing. Imperial, daar's 'n koning, daar's een persoon wat lei. So, nou is skielik duidelik hoekom sê Timoteus, en dan moet jy weet, om dit te lees en dit te sê in die tyd was lewensgevaarlik. Bid vir die heersers, nie bid tot die heersers nie. Een woord verskil. Samelewing sê bid tot die heersers. As jy in die straat stap, kan 'n Romeinse wag jou stop, 'n afdeling soldate, en vir jou vra om te sê ek glo in die keiser, en as jy dit nie sê nie, word jy gevange geneem, 40 dae in die tronk gestop, vir 10 dae in die tronk gestop en 40 houe gegee. So hier is 'n duidelike blyk dat hier 'n afwyking is van die kultuur waarin hulle geleef het. Bid vir die keiser. Bid vir die heersers. Bid vir God se genade. Hulle is nie gode nie. Hulle is net gewone mense. En dis hoekom daar in die volgende deel van die teks staan, gee met my een terug, asseblief Piet.
Alle mense gered word tot kennis van God kom. Ek gaan weer terug na Rome toe. So dis 'n subversiewe teks. Met ander woorde is 'n teks wat op 'n manier dit wat in die samelewing aan die gebeur is ondergrawe. 'n Uitnodiging en 'n oproep aan gelowiges om te sê ons bid vir God. Ons aanbid God. Ons bid tot God. Ons bid nie tot die keiser nie. Maar ons bid vir die keiser sodat ons lewensomstandighede in die wêreld rondom ons so kan wees sodat ons geloof kan uitleef. Sodat ons kan doen wat God van ons verwag. En daarom is die tweede stukkie van die teks. Is daar 'n teologiese verklaring. Hy het net gesê moenie vir die gode bid nie. Onthou nou die Griekse godedom is, jy het die keiser gehad en dan het jy die hele Griekse pantheon van gode gehad. Daar is net een God. Wat Paulus ook op die Areopagus verkondig het in Handelinge. Daar is net een God. Daar is net een middelaar tussen God en die mense. En nou raak ons nog meer subversief in die teks om te sê maar die keiser is nie eers iemand wat deur wie ons na die gode toe kan gaan nie. Daar's net Jesus. Daar's net Jesus. Daar is nie iemand anders. Daar is net Jesus. En dis dieselfde ding wat hy in Romeine sê, hoofstuk 3 vers 30, Korintiërs 8, Galasiërs 3, Efesiërs 4. Weer eens goeie argumente om te sê dit is wel Paulus wat hier geskryf het. Dit klink amper soos die Shema in Deuteronomium 6. Die kernteks van die Joodse geloof, waar Jesus in die Nuwe Testament hulle van vra, wat is die belangrikste gebed? Haal hy die Shema aan en hy sê, hoor Israel. Dis die Shema. Shema Israel. Hoor Israel. Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God aanbid met jou hele siel, met jou hele hart en met jou hele krag. Shema. Hoor, daar is net een God. Een middelaar tussen God en mense. Die mens, Christus Jesus. Daar is net een God. En daar is net een middelaar. Die mens. En daar het ons nou Messias se, Jesus se goddelike en sy menslike natuur in een ingeskroef. Die mens Christus Jesus, wat het hy gedoen? Homself as 'n losprys vir almal gegee het. Die woord losprys is 'n besigheidswoord wat in besigheid gebruik is. As jy iets aflos. Wat ons kom aflos het. Dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Jesus het kom en aan die kruis, wat het Jesus gesê toe hy sy laaste asem uitblaas aan die kruis? 'n Ander besigheidswoord, né? Tetelestai. Dit is volbring. Wat beteken paid in die kultuur van daardie tyd. As jy jou oeslening afbetaal het. En die teken daar. Jy kyk vir die bankbestuurder. Jy sê vir hom, ek sien jou volgende jaar. Christus het ons kom loskoop. En nou kom Paulus, en dit is hoekom ek aangestel is. As prediker en apostel. Hoekom is ek aangestel? As die leraar om die heidene nasies te onderrig in wat? Die boodskap van die geloof en die waarheid. Gaan net terug na die vorige teks toe, Petrus, asseblief. Sodat alle mense gered word en tot kennis kom van die waarheid. Geloof en waarheid. Obskure stukkie teks, 7 verse, wat soos 'n gebreide woltrui met sulke kabels aan mekaar gesit is deur 'n vaardige skrywer, 'n vaardige denker, wat in een woord kom saamvat, wat hy eintlik in 5 boeke vir die gelowiges kon sê. Jy kan in daai laaste prentjie toe gaan met die hartjie. Hy het vir ons betaal. Iemand het vir namens ons betaal, sodat ons kan lewe. En dit is God se hart vir die wêreld. Dit is God se hart vir die wêreld. Hoe gebeur dit? Deur met alles wat jy het,
op elke manier wat jy kan, te bid. Vir alle mense, maar veral vir die regerders. Veral vir die regerders. Die vraag is, wat was die impak van hierdie raad? Wat was die impak van hierdie woorde? Wat vir die gemeente in Efese gestuur is via Timoteus? Wat al die gemeentes wat by Nicea bymekaar gekom het, as 'n teks gehad het in hulle bediening, in hulle gemeentes. Die effek was, dat in die volgende 200 jaar, is die hele wêreld verander. As jy mooi jou geskiedenis lees, Paulo is in church this morning, he's got a degree in history, and always when him and I are traveling somewhere, I try to get some European history from him. He's always knowledgeable on European history. And the history is that these Christians changed the whole world, changed the Roman Empire to a Christian empire. And that the Western world we see today is a product of these words and other words like these. Pray for all people and pray for those in power so that what can happen? That we can have peace. Why? So that we can follow God openly and freely and grow. Why is that important? Because God wants everybody to hear the testimony. Because there's only one God, not many. There's only one God, not many. And that is why I, Paul, have been sent to speak to everybody. To get them to understand, to teach them about truth and love. Die impak van hierdie woorde, van hierdie eenvoudige woorde, het die hele wêreld verander. Nou wil ek hê jy moet mooi luister. Dit het nie Timoteus se wêreld verander nie. Timoteus is dood toe nog niks verander het nie. Timoteus is dood lank voor 325 na Christus. Toe al die kerke van oral bymekaar gekom het om te sê dis wat ons glo. Dit het waarskynlik nie vir Timoteus se kinders verander. Maar God dank dat die mense wat dit gehoor het, dit oorvertel. Het dit bly lees vir die volgende 200 jaar. Alhoewel hulle self nie die effek daarvan beleef het nie. Het die wêreld op die einde verander. En vandaar die tema van vandag. Ek is die verandering. Wanneer ons in gebed vir die Here is, kan ons sê, Here, maak my deel van die oplossing. Wanneer ek bid vir die kragte en die magte en die koninkryk, ons is waarskynlik magteloos binne in 'n situasie soos Timoteus se Efese gemeente wat in vervolging was vir nog 200 jaar. Ons is nie in vervolging op hierdie manier nie. Here, verander my deur gebed. Here, verander iemand deur gebed. Dit is nie 'n towerstaf wat ek swaai nie, want ek bid in God se wil in, sodat God se wil geskied. En as ek dit nie in my leeftyd sien nie, soos Abraham, wat nooit die beloofde land ingegaan het nie. Nee, wat buitekant, Moses buitekant gebly het. Want God is met ons op pad. Ons leef weer in 'n tydgleef van keisers, magsvergryp en onderdrukking. Ons is weer daar. Ek weet nie of dit ooit anders was nie. Maar ons is weer daar. In 'n tyd waarin ons dit op 'n manier in ons eie was voel. In Suid-Afrika. Ons wat Afrikaans praat en lyk soos ons lyk. Ek en jy is die verandering. Ons gaan dalk nie vanmiddag alles skryf wat ons vra nie. Maar God gaan ons self aan die binnekant verander, sodat ons met leidsaamheid kan loop terwyl ons hierdie gebed dra. Bid op alle maniere wat jy kan.
maak my die verandering. Ek het in die week 'n ingewikkelde week gehad en daar was 2 spesifieke goed wat 'n botsing was wat ek nie geweet het, wat moet ek doen? En ek het 'n goeie kollega gehad, vroeëre kollega wat altyd gesê het, party goed los die Here van self op as jy dit net vir hom gee. En terwyl ek hier tussen Bethlehem en Clarence gery het, het ek vir die Here gesê, maar goed Here, hoe sien jy dit reg kry? En amper soos die Springbokke se loskakel, Sasha FM, gistermiddag, het die Here vir my gapings gemaak. Ongelooflike gapings gemaak. Wat goed opgelos het wat ek nie geweet het wat ek gaan doen nie. Een getuienis van my. Ek het nie die wêreld verander nie. Ek is verander. Dit wat ek moes doen is verander. En toe sê ek vir die Here aan die einde van die week, Here, dis die boodskap van Sondag waarmee ek loop. Dankie dat U vir my op 'n klein manier kom sê het as ek net kyk, is U met my op pad. Here, help ons om in hierdie vreemde tye waarin ons leef, hieraan te kan vashou. Dat U vir ons as die landingsligte is van 'n vliegtuig wat in 'n storm, onweer in die donker kom land op 'n vreemde lughawe, dat ons voor ons kan kyk en dat U ons in die radar beheer het, soos ons afgaan en dat die landingsligte vir ons wys waarin ons op pad is. Al sien ons nie die volle prentjie nie. U is in beheer en U is met ons op pad in Jesus se naam. Amen.